Goeiemôre, goeiemôre. Baie welkom by die eerste diens na 385 dae in Januarie. Ek hoop julle is almal dan so 'n bietjie uitgerus. Ek weet Roan is nie, want hy het gisteraand gejump and jive daar by jou Louis Giglio en toe ek gehoor hy het amper uitgepas toe ek vir Tim Tebow gesien het. So ons wil maar net almal hartlik welkom hier by vandag se diens en mag die Gees julle vervul na 'n besige week. Kom rus, kom ontvang en maak julle harte oop. Ja, dis 'n begin van 'n nuwe week in sekere opsigte. En ja, laat ons volhard soos atlete. Kom ons maak dit toe die oë. Dankie Hemelse Vader vir die geleentheid net om hier saam te wees, Here. Here, U naam groot te kan maak en ook so voedsel vir ons siele te kan kry, Here. Here, omring ons ook so in die liefde en genade, Here, en wees ook saam met ons, Here, in hierdie diens. Ons bid dit in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons staan en dan sing ons heerlik prys tot die Here. Gemeente, kom ons klap ons hande saam. Die feit dat jy vanoggend hier staan is genade. Ons het 'n nuwe dag en nie 'n nuwe sonopkoms. Kom ons sing van sy genade met ons. Sing who breaks the power. Hey! Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. Sing, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. Sing, the King of glory, the King above all kings. Kom ons sing met sy genade, Corpus Christi. Sing, this is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my pain, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. This is why I sing this morning. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Sing who brings our chaos, who brings my chaos back into order, and who makes the orphan a son and daughter. The King of glory, the King above all kings, who rules the nations with truth and justice. He shines like the sun in all of his brilliance. Sing, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my pain, that you would bear my cross. You lay down your life, now I'm free, that I would be set free. Sing Jesus, Jesus I sing for. Let's sing. And worthy is the Lamb who was slain. Kom ons lig ons hande op en ons sing saam, gemeente. Waardig is hy vanoggend hier by ons. And worthy is the Lamb who was slain. Sing worthy, and worthy is the King who conquered the grave. Sing, and worthy is the Lamb who was slain, and worthy is the King who conquered the grave, and worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This
His unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, you would lay down your life, Yes, so life that I would be set free. All the free, let us sing. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hy is waardig van ons prys volgende gemeente. Kom ons prys hom. Kom ons gee hom 'n lofoffer volgende. Kom ons klap ons hande saam gemeente. When I'm afraid, I take it to God, call on His name, and I call on His name. If the mover of mountains is listening to me, why should I worry? Why should I worry? Why should I fear anything? For I know the plans He has for me. Yes, I know the plans He has for me, for my good, to give me a hope and a future. When I'm waiting for His promise to come, sometimes He's silent, but I'm never alone. He walks in the valley, He walks in the valley, and He quiets the storm. He stands in the fire, so why should I fear anymore? For I know the plan He has for me. Yes, I know the plan He has for me, for my good, to give me a hope and a future. For I know the plans, for I know the plans He has for me. Yes, I know He's working everything for my good, to give me a hope and a future. Amen. Our Jesus, thank you for giving us a future and a hope. All my life, all I've seen, endless love surrounding me. with every breath I will be found by you. And if I set myself, hey, if I set sail and spread my wings and find myself before the sea, you're waiting there, I will be found by you. Yes, I will be found by you. Kom ons sing saam gemeente. For I know the plans He has for me. Yes, I know The plans He has for me, for my good, to give me a hope and a future. For I know the plans, for I know the plans He has for me. Yes, I know He's working everything for my good. To give me a hope and a Kom ons sing nog 'n keer saam. All my life, all I've seen, hey, and all my life, all I've seen, your endless love surrounding me. With every breath, I will be found by you. And if I set my sails in the farthest sea, If I set sail or spread my wings or find myself on the farthest sea, you're waiting there, I will be found by you.
sing, for I know For I know the plans He has for me. Yes, I know the plans He has for me, for my good, to give me a hope and a future. For I know the plans He has for me. Yes, I know He's working everything for my good, to give me a hope and a future. Amen. hier is die Here, hier is Hy met ons. Nie omdat ons sing of omdat daar geraas is of wat ook al is nie. Maar Jeremia 29:13 herinner ons dat die wat U soek met U hele hart sal U vind. Here, mag die postuur van ons hart, ons hele mens wees volgens oop wees. Ek kan God vind in hierdie oomblik. Daar waar ek voel sy stem is stil, daar waar ek voel hy is vir daai die of daardie persoon. God is hier vir my en met my vanoggend. Ek dink ons het baie ouers in die auditorium vanoggend en dit is my altyd so lekker om te sien die verskillende ouers wat langs die velde staan tydens die rugby of tennis of netbal of hockey of allerlei sportwedstryde en jy kan dit nie help om daar so iets wat in jou wil uitkom en jy wil net sê dit is my kind en ek spoor haar of hom aan. En as Vader vanoggend, ons hemelse Vader, hoeveel nie te meer is hy met ons hier op planeet Aarde waar ons nou is en ons haal asem en ons is in hierdie dag van die week en hierdie oomblik en hy sê, my seun, my dogter, kom ons doen dit. Jy kan dit doen. Maak nie saak hoeveel keer jy val of neerdaal of tekortkominge ervaar nie, God is besig om jou aan te spoor. Soos 'n ouer wat langs die velde staan en sê, jy kan, ek weet wat jou potensiaal is. So kom God volgend en sê, hier in hierdie oomblik, vir ons as Corpus Christi familie, jy kan. En dis my plan vir jou, van hoop, van 'n toekoms. 'n Toekoms wat afgeteken is deur Jesus Christus. Wat sê, daar is hoop. En daar is nuutheid. En dis sy plan vir ons vanoggend. Kom ons hou aan tydens ons aanbidding om ons hart oop te maak en sê, Here, net soos U deur die profeet Jeremia gepraat het, die wat my soek met 'n hele hart sal my vind. Kom ons soek vanoggend vir God in hierdie oomblik met ons hele hart, met ons hele wese, nie ons perfekte optrede of ons perfekte aksies wat ons kan regkry nie, maar met ons postuur van ons hart wat sê ek is gedraai en gerig en oop vir Jesus Christus, vir my Vader in die hemel, vir die Heilige Gees, sy Gees met ons wat my lei vanoggend hier in hierdie oomblik. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Ons sing song, Jesus, the name above. Jesus, the name above every other name, the only one. Jesus, the only one who could ever sing. He's worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Gemeente uit een mond, kom ons sing volgend. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me just who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me.
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever sing. He's worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Kom ons sing saam gemeente, holy. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Sing, I will, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. Yes, I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. 'Cause holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Yeah. Yes, I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, and I will not be shaken. Sing holy and holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes. Just open up our eyes. Who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Hier waar ons staan, Here. U is ons herder. U was nog altyd en sal nog altyd wees. U is my herder. Nie uit verdienste uit nie, maar uit nood uit steek ek my hande op. Nie omdat ek alles bymekaar het nie, maar omdat ek besef juis hoe min ek werklik bymekaar het. Nie omdat ek goed genoeg is nie, maar op 'n oomblik kom waar ek besef ek het U so nodig, Here. En dis hoekom ek my lewe wil bou op U. Wat die fondasie en die planne wat ek keer op keer uit my eie uitrig het plat geval, het skeef gedraai, het tekort gekom. En dan kom ek op die bousteen wat almal ontken het, wat niemand wou gehad het nie, wat in 'n kruis gesterf het, wat van die hemele af neergedaal het en gesê, hier is ek, jou fondasie, jou vriend, jou redder, hier is ek. En ek gee alles oor. Alles oor. Here, ons gaan aanhou sing, ons wil sien.
Heilige Gees lei ons dat die postuur van ons hart oop is. Dat ons geestelike en fisiese oë aan die kyk is. Waar is Jesus? En soos ons links en regs kyk en nie eers 'n halwe meter weg nie. Hier is Jesus. Hier is Jesus. Rondom my is Jesus, in sy liggaam, deur sy liggaam. So wanneer ons sing, ek wil sien wat die engele sien, Here, mag ons 'n stuk van u teenwoordigheid beleef vanoggend, wat weer vir ons herinner, Heilige Here, groot en bo alles, groot bo my verstand en my menslike beperkings. Verlang, my siel begeer om u gesig te sien. Ek hoor my naam, u liefde roep, my dieper naam, die ware is. Die majesteit oorweldig my. My krone moet val, net hier waar ek bly. En die lewensasem sing oor my. En die liefdeslied spoor my hart vir u. En ek sing Jesus. My alles, Jesus, my begin en my einde, Jesus. Verlang, my siel begeer om u gesig te sien. Ek hoor my naam, die liefde roep, my dieper naam, die ware is. En die majesteit oorweldig my, ek gee my beheer oor, my krone moet val. Waar ek by, asem sing oor my, en hierdie liefdeslied, en 'n liefdeslied, spoor my hart vir u, en ek sing Jesus. My rigting, my Heer, Jesus, my begin en my einde. Gisteraand by die Passion geleentheid sien ek 'n gewese vriend van my se ouers
En ek het al gepraat oor en ek kan nie help om emosioneel te raak, so bear with me. Maar die vriend is so 2 jaar terug oorlede in 'n motorfietsongeluk. Jonger as ek. En ek sien sy ouers en ek vra vir hulle, hoe gaan dit? Hulle sê dit gaan goed. En God is met ons. En die vriend, die volgende lied wat ons gaan sing, was sy all-time favorite. En al wat dit gaan oor is dankbaarheid. Hy sê nou dan vra ek vir hom, Dien, hoe gaan dit weer? En dan praat hy hierdie Hebreëse taal, maar ek is dankbaar. En ek verstaan, ek het nie altyd verstaan wat hy sê nie, maar daai laaste woord het ek altyd verstaan. He's just thankful. En die ander goed het nie saak gemaak nie, maar die pinpoint, die pinnacle was, I'm thankful. Dankbaar vir die Here in my lewe, hier met my. Dankbaar te midde van die chaos, kom hy met ons. En hy lei ons, Roan, jy's hier, jy het awesome. Jy's hier, jy het awesome. Jy hou dalk nie van jou werksomstandighede nie, maar jy het 'n werk. Jy sukkel dalk met jou gesin of jou familie, maar hulle is daar en hulle is lief vir jou. Jy sukkel dalk met verhoudinge in jou lewe, maar daar's die potensiaal deur Christus om nuwe lewe daarin te blaas. So ons as gemeente, en ek het dit al van tevore gesê, is 'n gemeente wat lief is daarvoor om te sê, ons is dankbaar. So mag ons dit in ons aanbidding ook reflekteer. Ek is dankbaar, Here. Ek is dankbaar. So gemeente, kom ons sluit ons aanbidding af met 'n hart van dankbaarheid. My words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, but you never do. So I throw up my hands and I praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah and hallelujah. Yes, I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah and hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, this is what I choose to do. I will worship you. So I throw up my hands and I praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah and hallelujah. And I know it's not much, but I have nothing else fit for a king. This heart of mine, it will sing till the end. Hallelujah and hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. You've got a lion
inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. With a thankful heart, that's why I lift up my head. Sing hallelujah, sing hallelujah. You're the God above all gods, you're the King above all kings. We praise your name. I'm still alive and breathing. Kom ons sing gemeente. So I throw up my hands. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah and hallelujah. We sing, yes, I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah and hallelujah. Here, hoe kan ons ooit genoeg dankie sê? Here, wat kan ons bring as offer aan U? Wat kan ons vir U gee? Net om te wys hoe ons voel oor U. Maar dankie dat U net U self vir ons gee. Oor en oor en oor en oor. Ten spyte van ons tekortkominge, ten spyte van ons falling short, is U getrou. Here, en ons is dankbaar daarvoor vanoggend. Ons sê dankie. Dankie, Here, vir wie U is en wat U doen. Dankie dat ons net soos ons is kan kom na U toe. Ons nie hoef voor te gee nie. Ons niks hoef te doen om U liefde en aanvaarding te verdien nie. U gee dit vir ons, U stort dit uit op ons. En ons sê net dankie. Dankie, dankie, dankie. Dankie dat ons welkom is. Dankie dat ons tuis kan wees. Dankie dat ons nie daar buite in die koue hoef te staan nie, maar dat ons ingenooi word in die dampkring van die teenwoordigheid. Ons dankie daarvoor.
Nou in hierdie oomblik kom en staan by elkeen van ons stil. Herinner ons aan wie ons is. U sin, u kinders, gekoop deur die bloed, gewas, skoner as 'n sneeu. En in hierdie oomblik mag ons al ons bekommernisse en al ons laste en alles wat ons neerdruk net voor die voete neergooi. Dankie daarvoor. Amen. Amen. Dankie Fred. Dames en here, broers en susters. Dit is lekker om jou te sien vanoggend. Gaan dit goed met jou? Dankbaar. Waarvoor is jy dankbaar? Kom, wie wil iets waag? Waarvoor is jy dankbaar vanoggend? Kom skree, ek wil jou hoor. Waarvoor? Daar was nie load shedding vanoggend nie. Daar was wel 2 uur tot 4 uur load shedding in Boston. Ek het dit agtergekom toe ek begin warm kry het. Maar wat 'n voorreg om vanoggend hier te kan sit en dankbaar te wees vir dit wat die Here vir ons gee en vir dit wat hy met ons deel. So vrylik, net so sonder enige verdienste dat hy homself vir ons gee en ons kan dankbaar wees daarvoor vanoggend. Dankbaar dat ek deel van hierdie gemeente kan wees. Dankbaar dat ek soveel genade uit sy hand ontvang. Dankbaar. Ons praat oor groei die afgelope tyd en dis ons woord vir die jaar. En ek is die Here dankbaar dat hy besig is met ons en dat hy groei in ons wil sien gebeur. Dat daar verandering potensieel in ons lewens kan plaasvind. Jy hoef nie so te bly soos wat jy is nie. Jy kan verander. Jy kan nuut word in jou gedagtes, in die manier hoe jy dink. Jy kan 'n hele nuwe rigting inslaan omdat daar groei plaasgevind het hier binne in jou. Jy is nie te oud om te verander nie. Jy is nie te gebreek om te verander nie. Jy is nie te stikkend om heel te word nie. En dis vir my 'n stuk genade en 'n stuk dankbaarheid wat ek nie kan oorkom nie. Is die feit dat ek op 46 jarige ouderdom nog steeds kan groei en kan verander. En dat daar 'n Here is wat na my kyk en sê, Piet, ek wil sien dat jy liewer word. Dat jy meer vergewensgesind sal word. Dat jy sagter sal word. Dat jy beter sal word. Dat jy gesond sal word. Dis wie hy is. Hy kyk na ons en hy sê, ek wil sien hoe jy kan groei. En meer en meer. En dis die doel. Soos ek sal word. Want is dit nie die doel van kind van God wees of volgeling van Jesus wees of disipel van Jesus wees nie? Is die doel nie dat ons meer en meer soos hy sal word nie? Is dit nie die doel nie? Baie van ons het 'n ingesteldheid dat die doel is om in die hemel te kom.
En dis hoekom ons harte aanvanklik vir die Here gee. Veral in die genootskap of in die denominasie waarin ek myself bevind en waarin ons is, was daar 'n groot klem gewees op gee jou hart vir Jesus. Johannes Kerkorrel het gesing gee jou hart vir Hielbrau, maar ons het gesê gee jou hart vir Jesus. En dan is dit wat ons doen, want ons wil net tog in die hemel kom en nie hel toe gaan nie, want die hel is ook 'n groot realiteit. Dit is so gepreek. Maar ek wil die volgende sê, en dit is dat as jy jou hart vir die Here gee, moet die myn doel wees om meer soos Jesus te word. Om meer liefdevol te word. Om meer genadig te word. Om lief te word vir jou vyande. Om te vergewe. Om nie geïrriteerd te wees as die kinders skree en raas nie. Om juis meer geduldig te wees, meer vrygewig te raak. Dis wie ons veronderstel is om te word, soos hy. Maar vir een of ander rede is ons stak in DNA, hoe ek is, gene, agtergrond, waar ek vandaan kom, nature and nurture, dis wie ek is. Jy weet, en my stem verander sommer. Want ek is so gemaak en so gelaat staan. En ek worstel self daarmee. Ek worstel self daarmee en dat ek het in hierdie huis groot geword. Ek het in 'n pastorie groot geword, wat dit ook al beteken en hoe dit ook al sê. En as gevolg daarvan is 'n bepaalde baggage wat daarmee saamkom. En nou sit ek hier en ek is so half, ek sukkel om van hierdie goed ontslae te raak. En miskien is jy in dieselfde situasie. Jy het dalk in 'n huis groot geword wat nie geglo het nie. Of jy het in 'n huis groot geword waar jy mishandel is. Of jy het in 'n huis groot geword waar daar soveel is dat jy, ek het niemand en niks nodig nie. Jy het in 'n huis groot geword waar alles om jou gedraai het. So ek struggle met dit. En nou sê jy vir my, ek moet meer soos Jesus word. Maar ek dink, dis die doel. Is dat ons meer soos Jesus sal word. En ons word op hierdie weg geplaas. Paulus praat van ons is mense van die weg. Ons is op pad. Ja, na ons eindbestemming toe. Ja, na die hemel toe. Ja. Maar op pad daarheen dat ons meer en meer sal lyk soos hy. Hoe nader ons aan daai bestemming kom. Smag jy nie daarna nie? Dat alles wat in hierdie wêreld gebeur en alles wat na jou toe kom en alles wat jou bang maak en dat daai goed so half na jou toe kom en dan dink jy by jouself, dis nou erg en alles, maar this too shall pass. Hierdie storm is 'n storm, ja, maar ek's nie alleen in hierdie bootjie nie. Ja, die branders is groot, maar ek is nie alleen in hierdie maalkolk nie. Die put is diep, yes, maar daar's 'n tyd wat die put sal droog raak en ek sal uitgehaal word. Ja, die graf is leeg, of die graf is dood en die bene stink, maar daar's opstanding. Imagine jy kan jou lewe so leef dat jy nie angstig is oor alles wat in Suid-Afrika aangaan en wat in die wêreld aangaan nie, want jy is soos Jesus besig om te stap met hierdie groot oortuiging dat jou Vader vir jou sorg en jou nie vir een oomblik alleen sal los nie. Imagine dit. So my gebed is dat ons almal meer en meer soos hy sal word. En dit beteken dat ons wortels diep in sal groei, sodat ons lewensbron, hy wat ons lewensbron is, ons sal voed.
En dat alles wat ons nodig het van hom af sal kom, eerder as van Takealot af. Takealot stel my gereeld te leer. Maar hy sal jou nie teleurstel nie. Luister wat sê Kolossense 2 vers 6 tot 7. Aangesien julle Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Dis die 1983 vertaling, die nuwe vertaling. Wees in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is. En dan, hier is die clincher, en toe Roan vanoggend praat oor daai dankbaar. Wees altyd dankbaar. Hier is so 'n proses van hoe groei plaas kan vind. Hoe dit vir my en vir jou kan wees, wanneer ons totaal en al uitverkoop word aan hom. En die eerste punt is, aangesien julle Christus Jesus as Here aangeneem het. Die vraag vanoggend is, het jy al vir Jesus as Here aangeneem? Dis die vraag, dis die beginpunt. Ek vra vir jou vanoggend, het jy al Jesus as Here aangeneem? Ja, ek het hom in my hart ingenooi. Ja, hy is my persoonlike verlosser en saligmaker. Ek praat nou die dag met 'n tannie en sy sê vir my presies op watter dag sy hierdie besluit geneem het om Jesus in haar hart in te nooi. En it's beautiful. Die vraag wat ek aan jou wil stel is, en ek gaan dit weer vra, het jy Jesus aangeneem om die Here van jou lewe te wees? Die Here van jou lewe. In die antieke tyd, in die tyd wat hierdie geskrifte geskryf is, en Paulus het geskryf het, was daar een Here gewees op die aardbol. Jesus was terug hemel toe, aan die regterhand van die Vader, hy heers daar, en die Gees is by ons, maar die Here op aarde was Caesar gewees. Hy is Here. Hy is alles. Caesar oor alles. Jy buig voor Caesar. Caesar is die bron van jou lewe. Caesar beskerm jou. Caesar gee vir jou wat jy nodig het. Caesar is heeltyd besig om die grondgebied van die Romeinse Ryk uit te brei en almal onderdanig te maak aan hom. Hy is die oppergesag. Caesar bo alles. Caesar se gesig was op die muntstuk gewees. Toe hulle vir Jesus vra of hulle moet belasting betaal. Caesar, die God van die wêreld. Wie is Here van jou lewe? Wie is jou alles? Wie is die een onder wie se gesag jy buig? Die een na wie jy kyk as die bron van alles wat jy het? Wie is die een wat jou beskerm? Wie is die een wat jou voed? Wie is die een wat vir jou die lewe gee en van wie jou lewe afhang? Wie is die een rondom wie jy jou lewe bou en wie jy wil behaag met alles binne in jou? Het jy Jesus aangeneem as Here van jou lewe? Dis die vraag. En dis 'n vraag wat net jy kan beantwoord. En as jy eerlik moet wees met jouself rondom die antwoord van hierdie vraag, dan mag dit jou dalk bietjie ongemaklik laat. Want kom ons wees eerlik.
Ons bely ja dat Jesus ons Here is, want ek het hom aangeneem as persoonlike verlosser en saligmaker. Maar dit voel vir my asof ons nie ons lewens lei met hierdie ingesteldheid dat hy waarlik die Here van ons lewe is nie. Want wanneer die pop op die fan tref, is ons angsbevange en oorweldig. Wanneer ons 'n slegte tyding van die dokter kry, dan voel dit vir ons asof ons wêreld in mekaar tuimel, want Jesus, die Here van ons lewe, kan ons nie nou help nie. Maar dis onregverdig, Piet. Kan jy dit sê nie? Waar bou jy jou lewe? Wie is die Here van jou lewe? As jy op 'n plek kan kom waar jy sê ek het hom aangeneem en ek is deel van hom en hy is deel van my en ons is onlosmaaklik deel van mekaar en alles wat ek doen, doen ek met hom in gedagte, kyk ek na hom vir leiding, vra ek vir hom vir voorsiening, vra ek vir hom vir versorging en vir beskerming, is hy die Here van my lewe, dan is dit 'n goeie beginpunt vir jou lewe. Vir wat dit beteken om jou wortels in te druk in hierdie grond in, waar jy gevoed kan word, waar jy kan weet, alles is oukei, al brand Rome. Alles is oukei, al word ek geteer en geveer by die werk. Alles is oukei, al word ek gekruisig, omdat ek so positief is, en so hoopvol is. Al word ek bevraagteken om elke hoek en draai, oor my allegiance, aan die sisteme, en dit wat in hierdie wêreld aangaan. Op hierdie oomblik is die grootste mag in hierdie wêreld, die Romeinse mag, die aardse mag, Amerika, uitverkoop aan iemand wat hulle glo, hulle verlosser is, hulle Here is, wat hulle gaan help in hier en in die nou. En almal rondom hulle sidder, want wat gaan hulle doen aan ons? In steede daarvan om te kyk en te sê, maak nie saak wie op die troon sit, en wie hy is, en wie sy is, en wat hy doen. Jesus is die Here van my lewe. Jesus is die Here van my lewe. Want dis hierdie woord, Kyrios, en ek het nou eintlik al hierdie geleentheid gemis, so dis net 'n interessante woord, wat gebruik word, om te verduidelik, dat dit die Here is, Caesar die Here is, Trump die Here is, en eintlik is daar net een Here. Wees in hom gewortel. Wees in hom gewortel. Om standvastig te wees in hom. Om al kom die storms, al kom dit wat na my toe aangestorm kom, en dit voel asof hierdie ding my gaan oorweldig, gaan ek staande bly, omdat ek in hom geanker is, omdat my wortels diep ingegroei het, omdat my wortels saam met hulle wat rondom my is, my medegelowiges, in die grond van Jesus se voorsiening indring en afgroei. Wat is dit wat vir jou lewe gee? Ons hoor baie keer, jy weet, ons passion. As ek iets doen, dan was gisteraand 'n passion geleentheid, maar as ek iets doen, dan voel ek kry lewe. Iets wat
wat ek doen. Ek weet wanneer as ek hardloop dan kry ek lewe. En miskien is dit anders vir jou. Miskien is dit as jy op jou perd ry of jou eysterperd ry of miskien is dit as jy langs die see sit, jy lewe. Miskien is dit as jy buite in die veld is en jou 4x4, jy lewe of as jy 'n tou om jou bene vasmaak en jy spring by 'n brug af, bungee, jy lewe. Wat totaal en al paradoksaal is. Ek lewe maar kan doodgaan. Ek lewe. Wat is dit wat jou lewe gee? Waar kom jou lewe vandaan? En wat gaan gebeur as daai lewe van jou af weggeneem word? Wat gaan gebeur as daai passion van jou af in 'n oomblik weggeruk word? Jy praat baie keer met mense dan, jy weet, my passion was om oor see te toer en toe val my besigheid uitmekaar uit. My passion was om motorfiets te ry en toe het ek in 'n vreeslike ongeluk en verloor my been. Ek kan nou nie meer motorfiets ry nie. My passion was ek het dit gedoen en nou is ek verlam. Ek kan dit nie meer doen nie. My passion was dit gewees en nou is dit weg. My passion was my kinders, my passion was my man, my vrou. My passion was my werk en toe word ek en my passion was. Ek kyk nou die dag 'n dokumentêr oor Phil Collins. Een van die wêreld se beste drummers gewees van alle tye. En jy ken hom miskien vir sy liedjie In the Air Tonight of You Can't Hurry Love of wat ook al. Maar hy was een van die beste drummers, hy het vir Genesis gespeel en as gevolg van een of ander senuwee siekte wat hy gekry het, kan hy nie meer drumstokkies vashou nie. En nou sit hulle met hom, hy stap so soos 'n oomie met sy kierie en hy sit by die drumstel en hulle gee vir hom drumstokkies en hy sit daar en hy kan nie speel nie. En as jy met hom praat dan sê hy I'm mainly a drummer who sings a bit rather than a singer who drums a bit. Hy is en die laaste Genesis toer kon hy nie speel nie. Sy seun kon speel wat eintlik baie special is. Sy seun het gespeel. En hy het gesit en sing. Maar sy hele identiteit is verweef gewees in dit wat hy gedoen het en is weg. Hy kon iets maak daarvan ten spyte daarvan. Maar wat is dit waarin jy gewortel is, geanker is? Ons het dit gesien 5 jaar terug. Ons het 'n klomp goed gehad wat ons stewige fondasie was en toe kom COVID en toe wat toe? Is alles weg. Waar nou ons toe vas? As ons gewortel is en geanker is in hom, is die lewe wat ons kry genoeg? Is dit genoeg? Want dan sal al die ander goed wat jy kan doen en al die ander goed wat gebeur sal sideshows word wat sê yes, dis great, dis lekker, ek kan drome speel. Yes, dis lekker, ek kan in my 4x4 klim. Yes, dis lekker. Dis amazing, ek het groot waardering daarvoor, maar dit is nie wat my lewe gee nie. My lewe is Christus. Jeremia 17 vers 7 tot 8 sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is, wat sy wortels uitstuur na die stroom toe. Hy weet wat die bron is. Hy stuur sy wortels na die stroom toe. Hy sal nie bang wees as daar hitte kom nie en sy blare sal groen bly. In 'n droë jaar sal hy nie bekommerd wees nie en ophou vrug dra nie. Want my lewe kom van die lewensstroom af. Is so airy-fairy volgend, Piet. Airy-fairy. Wie is jou bron? Waar kom dit vandaan? Dis nie jou besigheid nie.
Dis nie jou werkgewer nie. Dis nie jou man nie, dis nie jou vrou nie. Dis nie jou kinders nie. Dit is nie. Dis alles given unto you. Dit kom van die bron af. Dit kom van die waterstroom af. Maar jou wortels is diep en is daar. En al gaan dit swaar en al gaan dit moeilik, weet jy, ek sal nie deurkom, want ek kyk na hom. Want ek word gevoer en gevoed deur hom. Corpus Christi kan ons 'n gemeente wees wat in die jaar 2025 sê dat maak nie saak wat gebeur rondom ons nie. Maak nie saak wat die doemprofete sê nie. Dat ons lewensbron Jesus Christus is en dat ons dit kan sê met 'n werklike oortuiging. Kan ons daai gemeente word wat ten spyte van en midde-in al die negativiteit lewe spreek en hoopvol leef met 'n reikhalsende verlange na Jesus Christus wat homself in elke moontlike oomblik aan ons kan openbaar. Nie net in die wederkoms nie, in die hier en in die nou. Nou, met 'n verwagting leef wat sê, hy is by magte om. Hy kan nou hier. Hy kan nou daar. Hy kan nou die deur oopmaak. Hy is die bron van my lewe. Man, imagine dit. Imagine hoe lig jou lewe sal voel. Hoe lig die lewe sal lyk, want die donker verdwyn wanneer ons met so ingesteldheid lewe. Imagine dit. Piet, imagine dit. Well, imagine dit. Imagine dit. Imagine ek is so in hom geanker, gewortel, dat maak nie saak wat gebeur nie. Ek nie platgeslaan sal word nie, nie om sal val nie, nie dood sal gaan en verdor nie, want hy is my bron. Ek love dit. En op hom gebou. Op hom gebou. Ek is op hom gebou. Is jy op hom gebou? Ek dink altyd aan daai prentjie en die gelykenis waar Jesus praat oor die sand en die rots en hoe ons veronderstel is om op die rots te bou. En hoe die sand 'n risky affære is. En daar's iets daaraan en ek hou daarvan om dit so te verduidelik en dit is dat om op sand te bou of op hom 'n sagte substraat te kom en te probeer iets neersit is maklik want dit is vinnig, kan vinnig iets doen. Kan vinnig grou, kan ek met 'n graaf iets doen en ek bou 'n sandkasteel en is maklik. Maar ons weet wat gebeur met goed wat op sand gebou is. Die gety kom in en dit spoel oor en is verby. En dis tydelik. Dit gaan nie vir ewig staan nie. En selfs die grootste maatskappye wat nog ooit bestaan het. Van die grootste maatskappye het al ondergegaan. Dis net hoe dit is. Ons dink baie keer enigiets is permanent, maar dis alles op sand gebou. Alles wat ons sien is op sand gebou. Alles wat tydelik is sand. En daar's net een ding. En is rots, Jesus, die rots waarop ons gebou kan wees en wat permanensie het en wat vir ewig is. En baie keer soek ons quick fixes, vinnige goed. Ons soek vinnige antwoorde.
In die tyd wat ek groot geword het, en miskien het jy al dit gesien, maar jare gelede, daar waar Grand West nou is, was daar die skougronde gewees. En daar was 'n ijskaatsbaan, daar was 'n klomp goeters. Maar daar naby, as ons daar verby gery het, partykeer dan staan daar 'n tannie met 'n karavaan. En dan was so 'n banner op. Yes. Is sy hierso vanoggend? Nou, gee net vir my 'n antwoord. Gee net vir my raad. En miskien het jy 'n ouma of 'n tannie gehad wat teeblare kon lees, jy weet? Kan ek sien, so kan ek dit waag. Ken jy iemand wat teeblare gelees het? Kom aan, wees eerlik. Waar? Was sy? Teeblare. Want ons wil weet. En ons soek vinnige antwoorde. Maar om 'n lewe te bou op Jesus is nie quick fixes en maklike goed nie. Om 'n lewe te bou op Jesus is om te worstel met hierdie gedagte dat hierdie fondasie moet uitgekap word. En dit moet getimmer word. En dan moet hard gewerk, dan moet gegraafd word om dit hierop te sit. Maar die uitkoms is solied, is permanent. Die uitkoms is soveel meer standvastig. Die uitkoms is juis wat ons nodig het. Luister wat sê 1 Korintiërs 3 vers 11, en miskien het jy weet nou nie waartoe dit verdwyn het nie. Ek lees uit die nuwe vertaling, die 1983 vertaling uit. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament, die fondasie is Jesus Christus. Ek love dit. Paulus gaan verder, en hierdie is interessant, dan sê hy sê of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou. Elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. En as iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. En as iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. My lewe gebou op die fondament van Jesus Christus, wat die toets deurstaan, wat wanneer die vuur kom wat skoon maak en skoon brand, sal wys dat my lewe solid was. Dis iets om na te jaag en na te streef. Dis iets om voor te lewe. Wat is die goed wat jy visualiseer, wat jy sê, dis die goed waaraan ek vashou? Wat is daai goed? Is dit gebou op hom? Charles Stanley, Andy Stanley se pa, wat nou by die Here is, sê die volgende, hy sê, if you put your faith in yourself and your abilities, your intellect and dreams, then your foundation is only as strong as you are. Wow. If you put your faith in yourself and your abilities, intellect and dreams, then your foundation is only as strong as you are. Hoe sterk is jy? Ek is redelik sterk. Maar is jy sterk genoeg? Ek dink jy is nie. So moenie soveel op jouself staat maak nie. Wees bewus van jou tekortkominge en sê, Here, ek is bewus van my tekortkominge. Dankie
vir my vermoëns. Dankie vir my gifts. Dankie vir dit wat U my mee bekragtig het. Yes, dankie daarvoor. Maar ek hou vas aan U. Ek bou my lewe op U. Dit hang van U af. Het julle daai quote gesien? Was hy op die bord gewees? En dan sê hy verder, hy gaan vas in die geloof soos julle geleer is en wees altyd dankbaar. Vas in die geloof soos julle geleer is en wees altyd dankbaar. En dis so 'n bietjie van 'n weer eens ek dink baie keer voel ons dat geloof is 'n set sekerheid wat 100% is en Paulus kom sê dit, hy sê dit, jy moet vas wees in die geloof wat jy geleer is. Maar geloof het so 'n stuk waag aan hom. Geloof is 'n stuk is 'n onsekerheid. Ek is nie heeltemal seker dat dit so gaan wees nie. Dis 'n vertroue. Dis om te glo dat dit daar is, al kan jy dit nie sien nie. Maar Paulus sê, ons is vas in dit. En hier is die sekerheid, dat al worstel jy met geloof, al sukkel jy om 100% te glo, al is jou geloof nie so groot soos 'n 10-punt bowlingbal nie, maar eerder 'n mosterdsaadjie. Al sukkel jy met, is dit vas. Want jy het dit aangeleer. En ek dink dis hoekom dit so belangrik is om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap waar ons mekaar kan inspireer en in mekaar se ore kan fluister en mekaar in die oë kan kyk en mekaar se laste kan dra en vir mekaar hoop kan bring wanneer dit taaf is en daar vir mekaar sal wees en Jesus vir mekaar sal wees wanneer dit taaf gaan. Wanneer jy nie kos het nie, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wat iemand vir jou kom kos aflewer, of iemand jou bel en vir jou of 'n WhatsApp stuur en sê ons dink aan jou, ek bid vir jou, of daar is om jou werk toe te vat as jy nie kan kar bestuur nie, of jou kar is gebreek, of daar is as alles uitmekaar het geval het en hy het weggeloop of sy het weggeloop of jou kind het sy goed gevat en geloop, dat hulle daar sal wees en daai om vas te wees in dit want jy het dit geleer. Glo dat God daar is en dat hy sal pitch wanneer dit nodig is. Dat hy homself sal wys en openbaar in oomblikke. En ek hou van hierdie ding dat wat gebeur is, daar kom vrugte wat opgelewer word. Daar kom vrugte wat gevorm word. Geloof het 'n manier om vrug voort te bring in ons lewens. Want hoe meer ek glo, hoe sterker word daai geloofspier, hoe meer word dit gevorm, hoe meer word dit onwrikbaar, al is dit moeilik, al kan jy nie sien nie, al sukkel jy, al gaan dit rof. Jy sien dit baie keer by mense met wie dit rarig moeilik gaan, dan sê jy, hoe gaan dit met jou? Het gaan taaf, maar ek is hoopvol dat dinge sal draai. En 'n paar maande later, hoe gaan dit? Dit gaan taaf, maar ek is hoopvol dit kan nog draai. Hoe gaan dit? Die bodem het uitgeval, maar ek vertrou op die Here. En dan sien jy iets van Jesus in hierdie mense, want hulle skyn nog steeds, die liefde van Jesus is nog steeds op hulle ingeets, daar's nog steeds 'n ligtheid aan hulle ten spyte van hulle omstandighede, en besef jy, daar het vrug voortgekom in hierdie swangerskap tydperk, is daar vrug gevorm en dit het uiteindelik uitgekom en hier is dit vir almal om te sien. Want dis wat groei bewerkstellig, is dat dit bring vrug. Dit bring liefde en vreugde en geduld.
En dan is daar hierdie natuurlike uitvloeisel uit dit uit. En dis dankbaarheid. Om in dankbaarheid te lewe. Want jy glo onwrikbaar. Om in dankbaarheid te bely in alles wat jy doen. Al gaan dit taaf. Al is dit moeilik. En ek is moeg vir mense wat heeltyd kla. Ek het 'n renons daarin. Wanneer ek sit tussen mense en al wat hulle kan doen is kla en dan kan jy sien die behoefte op hulle gesig dat ek saam met hulle sal kla. Hulle smag daarna dat jy saam sal stem met hulle. Waaroor kla ons nou alweer? En is dieselfde goed oor en oor en oor. Ek is moeg daarvoor. So what? Ek gee nie om nie. Ek stel nie belang om jou treurmare verder te hoor nie. Ek wil dit nie hoor nie. Ja, wat sal dit help ons kla? Presies, wat help het jy kla? So hoekom sê jy dit? Want jy wil eintlik kla. Hou op kla en wees dankbaar. Dis al, wees net dankbaar. Vir wat moet ek dankbaar wees? Kyk hoe lyk my lewe. Ek hoor jou. En is hartseer. Maar ten spyte van hoe jou lewe lyk, is daar dalk moontlik nog steeds iets binne in hierdie verskriklike lewe wat jy het. En ek sê dit nie ligtelik nie. Maar is daar iets waarvoor jy nog steeds kan dankbaar wees? Kom, wees eerlik. Waarvoor is jy dankbaar? En vind asseblief iets waarvoor jy kan dankbaar wees. En dan skryf jy dit neer. Ek skryf nie meer nie. Nou sit dit op jou foon. Sit dit op jou wallpaper. Roan het so 'n manier en ek leer by hom. Hy sit goedjies op sy wallpaper. Hy maak dit vir homself en dan sit hy dit op sy wallpaper. Kyk hy die hele tyd daarvoor. Doen iets daarmee. En sê ek's dankbaar. Waarvoor is ek dankbaar? Ek's dankbaar vir my vrou. Al maak sy my baie keer kwaad. Ek's dankbaar vir my man, al is hy baie keer soos wat hy is. Ek's dankbaar vir my kind. Ek's dankbaar vir my werk. Ek's dankbaar vir hierdie huis, al is hy so groot as 'n hok. Ek's dankbaar vir my kar, al is hy 41 jaar oud. Ek's dankbaar. Waarvoor is jy dankbaar? Ek's dankbaar vir hierdie gemeente. Ek's waarlik dankbaar vir hierdie gemeente. Waarvan ek al deel kon wees vir langer as 30 jaar. Dankbaar. Wees altyd dankbaar. So kan ons mekaar vanoggend in die oë kyk en sê, kom ons wees meer dankbaar. En dit word 'n mantra. Dankbaar. Dankbaar. As iets jou oorweldig, en ek moet sê, ek voel baie keer oorweldig, en dan moet ek net gaan sit en dink, waarvoor kan ek dankbaar wees? En ek kry dit nie altyd reg nie, want ek sien baie keer eerder die donker prentjie as die lig prentjie. En ons is lief daarvoor om te bid vir verander ons omstandighede, eerder as om te bid, Here, dankie dat ek in hierdie omstandighede kan wees, want U is by my. Dis Elizabeth Elliot en hiermee sluit ek af sê, the secret of joy is Christ in me, not me in a different set of circumstances. The secret of joy is Christ in me, not me in a set of different circumstances. Dis 'n mind shift. Is Jesus
die Here van jou lewe? Is jou wortels in hom? Is jy gebou op hom? Is jy vas in jou geloof op hom? Vloei dankbaarheid uit jou uit ten spyte van. Ek wil jou uitdaag om hierdie week, soos ek gesê het, te gaan sit en dink, waarvoor is jy dankbaar? En dit te gaan neerpen of te gaan neertik of wat ook al. Of sê dit vir iemand. En dan wil ek jou verder hiermee challenge, en dit is dat. Gaan vra jouself die vraag af. Is ek net op pad hemel toe, wat 'n goeie ding is? Of is Jesus werklik die Here van my lewe? Is hy werklik my alles? Is hy werklik die heerser oor my lewe en my omstandighede en my bron? Is hy werklik dit? So twee goed. Dankbaarheid en is hy. En as hy nie is nie, en as jy nie dankbaar is nie, soek dit. Fokus op dit. Vra dat hy jou sal wys hoe jy kan oorgee. Vra dat hy jou sal wys waarvoor jy kan dankbaar wees. Al is dit rarig iets stupid, soos ek skree vir die stormers en nie vir die blou bulle nie, of wat dit ook al is. Of andersom. Ek skree vir die blou bulle en nie vir die stormers nie, as dit so moet wees. Nou kom ons bid. Here, 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 Here. U is die Here oor hierdie gemeente. U is Here van hierdie gemeente. U is Here vir hierdie gemeente. En sonder U, Here, is ons niks. Sonder U, Here, kan ons nêrens heen gaan nie. Sonder U, Here, het ons niks. Sonder U, Here, is ons bang. Sonder U, Here, is ons vol wanhoop. Sonder U, Here, het ons niks om voor te lewe nie. Here, wees Here van ons lewens. Dankie dat U Here is. En dat die Heres van hierdie wêreld, die heersers van hierdie wêreld, dat hulle nie ons Here is nie. U is ons Here. En mag ons nooit uitverkoop aan die leuen wat die heersers van hierdie wêreld aan ons probeer verkoop nie. Mag die ekonomie en die wêreldmagte en wêreldstelsels ons nie gevange hou nie. Maar mag ons losbreek daarvan onder die gesag van die Here van die heelal, van die hemel, van die aarde, dat ons onder sy gesag sal sit. En help ons om te groei en meer soos hy te word. Meer en meer soos hy te lyk, meer en meer soos hy te praat, te doen, net te wees. Dankie, Here, vir wie U is.
Amen. Die weg wat hierdie Here volg, is 'n weg van vernedering en van selfneerlegging en selfopoffering. Die weg wat hierdie Here volg na grootheid is om neer te daal na 'n plek waar die kruis opgeneem word en die kruis gedra word. Die manier hoe hy oorwinning bewerkstellig is deur die kruis, wat 'n plek en 'n simbool van afgryse is. 'n Simbool van vernedering. En dis wat hy doen. Dis hoe hy die wêreld oorwin. Deur te sterf. En dan nooi hy ons om deel te hê aan dit wat aan die kruis is. Aan sy liggaam. Hy nooi ons om te eet van hom en te drink van hom. Dit klink afgryslik, maar dis wat hy doen. Hy sê kom, hier is ek, eet my en drink my. En is geen wonder dat die eerste eeuse mense gesê het, Christene is kannibale nie. Maar dis dieper as dit. Die simboliek agter dit is om te sê, ek eet hom en ek drink hom en maak hom deel van my. In my in is hy. Binne in my vat ek hom en sit ek hom. En soos wat ek hom verteer en soos wat ek hom hier in my liggaam het, gaan hy en hy voed my op cellulêre vlak. Daar, dis waartoe hy gaan. Hy gaan in elke liewe plek van hierdie wese van my in. Ek word gedeurpriem met wie hy is. Man. So wanneer ons nagmaal gebruik, dan gebruik ons hierdie simbole om ons te herinner daaraan dat hy deel van ons is. Dat ons in hom is, dat daar 'n verbondenheid aan hom is, dat ons onlosmaaklik deel van hom is. Dat ons binne in hom is en hy binne in ons. Jy kan nie dit bekostig om nie deel te hê hieraan nie. En die beste van alles is hy nooi jou. Hy nooi jou om deel te wees van hierdie tafel. En aan hierdie tafel nooi hy self sy verraaier en sê kom. Hy was self sy verraaier se voete. Selfs vir jou, Judas, nooi hy na hierdie tafel toe. Dis Paulus wat later teologiseer hieroor en sê, moenie 'n oordeel oor jouself drink nie. As jy iets teen jou broer het, of jy weet hy het iets teenoor jou, gaan maak reg. En ek dink Paulus het 'n punt beet hier. Want wanneer jy in arrogansie na die tafel toe kom, dan mis jy dit. As jy dink jy's volmaak en jy's heel en jy's okay en alles is okay, dan mis jy die punt. Dis juis in jou gebrokenheid wat jy na die tafel toe kom. Dis juis in jou stikkendheid wat jy na die tafel toe kom en jy kom maak 'n belydenis dat ek kan nie dit sonder u doen nie. Ek het u nodig. Dis wat jy doen by die tafel. En jy word genooi na hierdie tafel toe vandag in jou gebrokenheid. Net soos jy is. Jy wat sukkel om te sê hy is my Here, jy wat nie gewortel in hom is nie, jy wat nie gebou is op hom nie, jy wat nie glo nie, jy word genooi sodat jy hom kan deel maak van jou, sodat jy herinner kan word deur hierdie geloofsaksie dat hy in hierdie gebroke geloofsaksie wat jy nou uitvoer, word jy deel van my en ek deel van jou. En na mate jy dit meer gereeld doen, word jy herinner hieraan. En word dit 'n groter realiteit. En word daai bietjie geloof bietjie meer en bietjie meer en bietjie meer.
So ek nooi jou vandag, of jy van ons gemeente is, of jy nie van ons gemeente is nie. Kom, sit rondom die tafel. En as jy iets in jou broer het, en as jy iets in jou suster het, asseblief, vergewe hulle. Dis nou tyd. Dis tyd. So hier is geleentheid. Ons gaan opstaan. En as jy sien, daar's kastasies agter in die auditorium, daar's ook mandjies waar jy jou geld bring as jy geld het om te gee. En dankie daarvoor. Daar agter is druiwesap, daar by die jy behoort bord. Die res is wyn. Kry vir jou, help jouself. En dan word jy stil en dan neem jy kennis van sy liggaam en sy bloed wat in jou ingaan. Jy's welkom. Sy liggaam, sy bloed. Oorweldig my, my kroon moet val, hier waar ek buig, die lewensasem sing oor my, en hierdie liefdeslied spoel oor my hart vir U, ek sing Here, ons sê vir U dankie dat U U liggaam gegee het vir ons om gebreek te word
in 'n graf neergelê te word. Dat U bloed gevloei het vir ons. En dat uit dit uit, Here, U die dood oorwin het. Dat die dood oorkom is. Met ander woorde, ons vrees vir die dood ook verwyder is, die angel getrek is en daar vir ons hoop gegee is. Dankie dat ons weet wanneer ons deel het aan die liggaam, U vir ons nuwe lewe beloof. Dat U ons sondes vergewe. Dat U ons vrymaak van al ons skuldgevoel. En dat die loon van die sonde wat dood is, vir ewig iets van die verlede is. Ons dankie daarvoor. Dankie dat U mense vanoggend vrymaak, dat U hulle lig maak, dat U hulle heel maak, dat U hulle hoop gee, dat U hulle lewendig maak. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek gaan oorgie aan Altus, maar hy gaan ook daaroor praat, maar ek gaan 'n spesiale versoek rig aan almal wat deel is van ons gemeente en betrokke is in ons gemeente of betrokke wil raak van ons in ons gemeente om vanaand ons medewerkers aan te kom bywoon. Dit gaan 'n fantastiese geleentheid wees. Ons gaan saam eet. Dit gaan jou niks kos nie. As jy iets wil drink, dan kan jy ietsie koop hierso of jy kan vir jou ietsie saambring. Maar ons gaan lekker saam kuier vanaand van 5:00 af. Ons gaan teen 5:00 klaar gebraai wees en dan gaan ons lekker eet. En ons behoort nie later as 7:00 vanaand klaar te maak nie. So dan lê die hele aand nog voor en jy kan nog jou goedjies regkry vir môre vir die res van die week. Maar kom vanaand. As jy aangedui het, as jy nog nie aangedui het nie, dui asseblief vir ons aan sodat ons dalk ter 11:00 ons net ons syfers kan aanpas, maar ons verwag aan die kant 100 mense vanaand, so ek is baie opgewonde daaroor. Dit gaan 'n fantastiese geleentheid wees. So hier is jou geleentheid om te groei en saam met ons te groei, saam met ons te stap hierdie jaar in en net so 'n bietjie jouself op sy te skuif en so 'n bietjie vir iets groters as jouself te lewe ook. So dis wat vanaand gaan doen. Herinner ons dat ons deel is van 'n groter liggaam en dat ons verskil het om te maak en 'n impak het om te maak en 'n geroepene is. So ek gaan 'n bietjie daaroor ook gesels. Moet dit nie misloop nie, dit gaan amazing wees. Baie dankie. Dankie Altus. Dankie Piet. Ek is maar net weer dankbaar dat ek volgende Sondag hier opgedaag het en net weer wonderlike nuus gehoor het. En dankbaarheid net. Ek kan weet dat dit net uit genade is dat ons hier staan, dat ons hier is. Dat ons asemhaal en dat ons gesondheid het. Ons het al die lewe het maar sy uitdagings en dinge, maar een ding is seker, God is met ons. En met daarvoor kan ons net diep dankbaar wees. As Piet aangedui het, is daar vanaand die medewerker kuier of medewerker aand, maar is ook vir nuwe medewerkers Piet aangedui het. Kom droom en visualiseer saam met ons wat hierdie nuwe jaar vir ons inhou, die avonture, die uitdagings. Want ons is sterker in getalle. Dan ook die CC Kids kamp wat die 28ste Februarie is. Die jeugbediening sien baie uit daarna en ja, ek dink dit sal lewensveranderend ook wees vir jou kind om net so nader aan God te beweeg. Vir hierdie kamp is daar ook 'n fondsinsameling waar jy dan vetkoeke kan bestel. Vat my weer terug na waar is die datum. Toe my ouma vir my ook vetkoeke ingepak het. Die bestellings kan gemaak word by die Infodesk. Dit moet net gedoen word voor die 9de Februarie. Ons het dan ook weer 'n uitreik die 7de Februarie met mes. Daar word ook nie bederfbare items ingesamel, so kyk uit vir die lys.
by die infodesk en so ook op die afkondigings. Net weer eens die herinnering van consistency. Ons het deur die loop van die week ook 'n hele klomp aktiwiteite wat Vrydag aande is met die tieners saam met Lawedak Roan en soms Anke ook en sy. Die dames wat op donderdag by mekaar kom, die manne op woensdagoggend en kom woon dit by. Hierdie jaar gaan nogal lewensveranderend wees. Dan ook so die sondagoggend gebedsgroep wat voor die diens by mekaar kom. Die kwartaalprogram is ook daar beskikbaar. En ja, kom aan die einde of die begin van 'n nuwe maand in Januarie wat ook bekend staan as Januarie. Maar ons vra ook net vir julle finansiële bydrae vir hierdie nuwe maand. Daar is geleentheid op elke manier, Snapper, Zapper, Snapscan, Joko, Rooiposbusse. En ons vra maar net in dankbaarheid om so ook die koninkryk van Christus uit te bou. Dankie vir julle teenwoordigheid hier. Dankie dat julle ook deel is van hierdie familie en hierdie gesin. Ons waardeer ieder en elkeen van julle. Kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, almagtige God, ons wil net vir U baie, baie dankie sê, Here. Vir die geleentheid om net in U teenwoordigheid by te kan wees, Here. Here, dankie vir U oneindigende liefde waar U U seun vir ons gestuur het. Om so vir ons sondes aan die kruis te sterwe, Here, en ons skoon te was van elke liewe vlek wat ons het. Here, waar ons nou hierdie simbool ook van U liefde ook weer herdenk het, Here, deur die brood te breek, Here, vir U liggaam wat vir ons gebreek is en ook so die wyn te drink van U bloed wat vir ons gevloei het. Dankie, Here. Baie, baie dankie. Here, gaan ook so saam met ons deur hierdie week, waar dit ook maar vol uitdagings is, maar ook avontuur. Ons wil vir U vra om ons by ons te wees in elke asemteug, elke oogknip, elke voettree, Here, wat ons gee. Ons bid dit in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen. Ons heerlike koffie daar agter en sterkte vir die week. Laat dit juig.